ek het 2021, het was net na COVID gewees, toe alles so lekker begin rustig raak het, toe ons Potch toe gegaan. Eintlik een van sy atlete het daar gaan deelneem, dus ek vind, ek is braaf, kom ons gaan neem ook deel, jy weet, ek het mos nou al gehardloop in my lewe. Toe skryf ek in vir die 3000, grootste fout van my lewe, ek dog, ek vrek langs die baan. En toe ek daar by die paviljoen opstap, na die tyd, toe sê Stefan nogals vir Lenet, toe sê hy, die girl kan hardloop. En ek het dit eers na die tyd uitgevind, en ek sê toe op 'n stuk, toe vra ek vir sy nommer by Lenet, en sy boodskap, ek boodskap hom toe en sê, hoorie, Stefan, help my net met 2 dae, 3 dae 'n week met spoed. Sê vir my is reg, en toe raak 2 dae, na 3 dae, na 5 dae, nou sal ons op 6 dae, en ek het omtrent Mei maand begin daar, en September maand toe kom ons op SA's met my landloop, toe sê hy vir my, nou hardloop ons top 6. Ek sê vir hom, nee, wou stadig oor die klippe my ou. Ek het nog net tot SA's gemaak, nou gaan ons top 10. En toe ek oor daai lyn kom, toe kom ek in 4de in, en van daar af het ek en Stefan net gewerk, ons het gekyk wat werk vir ons, wat werk nie, soos nou gepraat het, sekere dinge wat gewerk vir sy ander atlete werk net nie vir my nie, en so het ons dit uitgefigure, en nou weet ons presies wanneer om wat te doen, en van daar af het ons 'n pad gestap. Hy is regtig eintlik soos 'n mentor, 'n pa-figuur ook vir my, hy weet alles op die oomblik, en dis baie nodig vir 'n afrigter om regtig met sy atlete te klik, deur te weet fisies en emosioneel waardeur hulle gaan, want dis eintlik op die ou ende wat hulle dan help, en dan weet hy, hoor jy, okay, ek het nie 'n lekker dag nie, so my tye is dalk dis die rede, of hoekom is dit as jy moeg. Hy is eintlik my lopende logboek, wat ek vir hom sê, 'n lang dag gehad, nie lekker geslaap nie, en weet jy, hy het baie begrip, soos toe ek nou nog geswat het ook, het hy ook vir my gesê, okay, hy weet, dis nou eksamens, dis 'n moeilike tyd, so kom ons kyk wat doen jou lyf, en ewen nou nog, ek meen, ek is nou al 30, hy is al oor die 4 jaar my afrigter, nou nog sal hy vir my sê, okay, ek wil hê jy moet dit doen, maar kom ons kyk of jou lyf gaan reageer, want ek weet, dis 'n mooie werk en alles, en so ja, hy's regtig, ek weet nie, iets anders as dit ook om by afrigting. Ek moet sê, hardloop is nog altyd my passie, ek het altyd gesê, as hulle my hardloop gaan wegvat, is ek nie iemand nie. Ek is baie lief vir my hardloop, dis my escape, as dit snaaks genoeg, ek sal so hoop merkwerk hê, die langste dag hê, doodmoeg wees, sodra ek my tekkies aantrek, is dit soos, dis my escape, dis my energie, dis waarvandaan ek al my krag en goeders vandaan kry, en ja, ek moet sê, Stefan help my baie daarmee, in die sin van met hoe hy my programme vir my uitwerk, en al die dinge, dan dink ek, nee, hoe gaan ek vandag hierdie sessie klaarmaak, en as ek weer sien, dan sê hy, kyk, jy het hom klaargemaak, beter as wat jy moes, so. Maar dink jy hierdie tydsberekening is nou beter as ooit vir jou, dat hy gereed is vir dit? Verseker, ek dink, ek is ook nou op 'n punt van waar ek weet, dit wat ek insit is wat ek gaan uitkry. Selfs waar jy jonger op skool was dit, ag weet jy wat, hierdie chocolate of hierdie dit maak nie saak nie, dit is okay. Nou is ek regtig van, ek weet wat ek wil hê en ek gaan werk vir dit. En soos ek sê, ek het belang geglo van goeie wedloop, slegte wedloop, goeie wedloop, slegte wedloop. Nou is ek op 'n ouderdom waar ek besef, luister, dit wat jy insit is wat jy uitkry. Dit is waar harde werk. En nou borgskappe, daai klasvelinge, as jy nou begin te wen, halfmarathons en hierdie klasvelinge, is daar, ek weet dit is baie moeilik om in te breek op daai, maar is daar vooruitsigte vir jou met dit? Ek hoop so, dis 'n moeilike enetjie, want die veld daar buite is baie sterk, en so die groot borge en goeders is maar moeilik, en alsien dit maak vir my sin, dat hulle bietjie stingy is, want dis baie geld, ek en tekkies en al jou, as ek net gekyk het, halfmaratonne was nog okay, maar nou het ek maratonne hardloop, as ek my gels en goed moet koop, dis baie, dit vat baie, so ek hoop maar, daar is vooruitsig, maar dit sit ook 'n ander tipe druk op 'n mens, dit is altyd lekker om te hoor van, hierdie en daai borg, en ja, jy's so lucky, maar ek dink nie 'n mens besef eintlik die druk wat op jou geplaas word, sodra jy 'n sponsor agter jou naam het nie. Ek spot altyd, en sê, as iemand by ons huis moet inbreek, hulle kan alles vat, net nie my kind en my tekkies nie. Hulle sê, mos jou grootste geheim vir 'n wedloop, moet niks verander nie. Dis asof kinders deesdae daai van, ons hardloop 2 keer om, as ons nou moeg, gaan sê, mamma en pappa, dis okay. Dit is nie okay nie. Druk deur. Ek het regtig baie lank
waar ek dan ek moeg en ek is naar en dan sit soos van even Stefan, ek meen toe was ek al 'n volwasse vrou. Ek dink in my 4 jaar het hy al vir my 1000 afgegee en ek het regtig langs die baan gelê en soos ek kon nie meer nie. Dit was maar dit is jy moet deurdruk. Dis regtig Rome is nie in 'n dag gebou nie. So as ek nou nog kan kolfvoet hardloop doen ek. Dit is regtig, dit is belangrik veral vir die jonger kinders wat nog groei en alles soos moenie nou kom snaakse goedjies doen nie want dit is letterlik jy loop in beserings in. Ek coach Tikkies al vir so 25 jaar. En ek moet sê dit was 'n ervare pad geweest, baie. Siele is al deur in my hande en van hulle is nou al groot ek hoop van hulle almal hardloop nog, van hulle is in Amerika en van hulle is dokters. Maar wat 'n wonderlike en bevoorregte wêreld om in te wees om van die kleintjies af van kindsbeen af met hulle te werk tot nou toe. En jouself? Ek hardloop nou weer so 3 jaar terug. Ook al sit om die takkies weer aan te trek en dit gaan goed. Ek is daarom weer by so 3:25 marathon op my ouderdom en dis effortless. So dis maar net alles wat goeie gewoontes wat jy in die lewe weer moet toepas, jong. Vroeger jare was ek voorreg gehad om vir ons land deel te neem. Dis baie jare terug. Want dit voel so. En dit is eintlik waar my liefde vir die sport regtig begin het en ek dink 'n ou wil ietsie vir die wêreld teruggee. Dis lekker om die groene goud aan te trek en dan met trots te dra. Maar dis 'n era wat ook vinnig verbygaan. En daai dae was dit so 'n bietjie anders. Het ons nie borge gehad nie. Jy moes maar self werk en dan besef jy wat se harde werk. So ek weet wat se harde werk dit is om die hoogste sport in die lewe te bereik. En nou soos 'n atleet nou soos Karmarie wat ook lank gehardloop het en toe ewe skielik is dit asof net alles van plek geval het. Hoe werk dit? Jy het seker al van tevore gesien of is hierdie 'n baie spesiale? Hierdie is 'n spesiale oomblik. Ek het met ander atlete dit ook ervaar, maar ek dink Karen is een van die atlete wat die langste nog vasbyt. Ek dink sy kom al seker maklike kwessie van 5 jaar saam en met Karen weer ook van nouer af begin kindertjies gehad en getroud en so sy die lewe gesmaak en nou is dit 'n comeback en dis 'n formidable comeback. Dit is net unbelievable om my goed bymekaar te kry. Dink jy dat atlete ook baie keer op sy is nou op die regte ouderdom wat sy gaan mature, dat sy nie te vroeg miskien gepiek het met dit nie? Ek dink ons al so 'n bietjie too much too soon, te vroeg uit ons kinders uit. Hulle moet nog groei, klaar groei, volwasse word, emosioneel volwasse word. Ek dink Karen het op die regte ouderdom hier van 27 regtig af begin deelneem. En dit was belangrik dat sy nie haar spoed verloor het nie. Maar die belangrikste is dat die wil om dit te doen. As sy net so aanhou, gaan daar groot dinge met haar gebeur. Ek is baie trots op hom. Maar jy het 'n baie spesiale verhouding ook in die sin van ja. maar jy het met meeste van jou atlete bond jy op 'n hoe kan ek sê op 'n persoonlike vlak. Dit is nie net van afrigter en atleet nie, as die mens. Sê altyd ou met mekaar se sweet kan ruik. En ek en Karen, sy is eintlik soos my eie dogter, my eie kind. En ek dink ek dink sy vertrou dit wat ons doen. En ek dink die belangrikste is wat sy weet, dit wat ons doen is goed vir haar. En ons het 'n spesiale verhouding. Dis lekker om so met atlete te werk. En natuurlik is sy emosioneel volwasse so. En sy moenie sy het ook baie sê in dit wat gebeur, hoor. Dis nie dat hy ou dominate nie, maar dis lekker om met Karen te werk want sy glo regtig dit wat ons doen is goed vir haar. Weet jy wat maak is dit die lekkerste om daai persoon te sien groei. Groei in die prestasie en dat dit nie kop toe gaan nie. Ek dink dit is so belangrik dat dit wat sy doen en al bereik het, dat sy bly nederig bly. Ek dink dit maak die leertjie wat sy besig is om te klim net soveel makliker om te klim. Al word dit steiler, sy bly nederig. Dis lekker om so 'n persoon te werk. En nou op hierdie stadium, hoeveel atlete het jy nou hier so by jou? Ek het seker is almal goed van die dag so by 30 atlete wat kom doen. Die meeste van hulle is nog klein. Dit die bietjies kom en gaan op maak van hulle op hardloop van hulle gaan na ander sportdissiplines toe. Maar dis ook maar nie vir almal nie. Dis 'n baie harde alleensport. Dis 'n alleensport, dis individueel gedrywe, weet daar's nie 'n score-telling van 'n spantelling in die van die dag nie. Dis nie dat iemand die bal vir jou pas en jy gaan druk die 3 nie, jy moet self daar uitkom.